Hallo liewe kijker, in 2023 kom Afrika uit met die naam van The Bridgestone Miracle. Dit handel oor die Japaneese span, wat seker een van die grootste opskuddings veroorsaak het in 2015, tydens die Wêreldbeker Rappie toernooi. Op die 19de September 2015, speel Sushi die moederbos. Speel Japan teen die gevreesde bokspan. 'n Span wat toe al 2 keer in 1995 en 2007 die Wêreldbeker gewen het. Die Bokke is natuurlik die top dogs. Almal glo die Bokke gaan wen. Maar Eddie Jones, die afrigter van Japan, hy het geglo. Hulle kan dit in hulle meer in hulle as om afgeskryf te word teen almal. En hulle veroorsaak 'n opskudding daai dag. Dus ek sê die film word gemaak oor daai gebeurtenis. Want geskiedenis sê vir ons, in sportkennis, rappie ondersteuners soos myself se oë, het Japan nie 'n kans gehad. Maar julle weet, ek is die coach van die underdog, en ek is baie lief vir die underdog. Hier is nou 'n underdog storie, ja, ek hou daarvan, ek is lief daarvan, of lief daarvoor, of daaroor, dat ek het so stel, maar dit was nie lekker nie. Vriend van my sê sy een dogtertjie, toe hulle gaan slaap, toe hulle gaan kyk of hulle okay is, het aspermokruitjie in die toilet gegooi. Want dit was nie lekker nie, dit was mislik. Die Bokke teen Japan verloor. En ek dink die odds was iets soos 5000-1 dat hulle die wedstryd sou wen. Wat het aspermok of mekaar te sê gehad in die verloorkleedkamer? En dis nie 'n lekker plek nie, dis 'n mislike plek. Toe daai telbord na die invluitjie blaas sê, Japan wen. 36-34, 2 punte. Of dit nou met 'n punt was, ons sien in die laaste Wêreldbeker, ons 3 laaste games, wen ons met 'n punt, maar ons is wêreldkampioene. En 'n week van vandag af, vandag die 25ste Oktober, speel ons in Wembley weer teen Japan. Ek glo die Bokke wil nie weer so iets gaan. So hulle sal reg wees vir volgende week se wedstryd. Die 25ste September 2015, 'n week, die Vrydagoggend, 'n week na daai terugslag ons boksupporters getref het, is ek gevra deur 'n vriend van my wat op daai stadium die Cheetah onder 21 span, M.E. Smith. Hy het my gevra of ek nie hulle treye wil kom uitdeel daar by die stadion in die kleedkamer. Na my rappieloopbaan wat as gevolg van slegte keuses op 'n baie vroeë ouderdom beëindig is, waar ek op pad was na my springbokstryd toe. Keuses wat ek gemaak het gemaak dat dit nie gebeur het nie. En ja, ek was vir myself baie kwaad vir baie jare. Want ander ouens kan vir jou sê jy het al die talent gehad, maar as jy self weet, jy kon een word. Jy was gebore vir dit. En laat ek sê ek het gedink ek was gebore, maar toe kom die Here in my lewe gestap. Die Here Jesus draf op en toe ek in 'n donker put lê en red my siel. Maar dis 'n begeerte in my hart gewees om terug te gaan in die rappie wêreld. Ek wil dit gaan vertel dat die lewe gaan nie net oor rappie nie. Draai nie net oor rappie nie, want in my geval, in my rappie loopbaan tyd, en dis hoekom ek so graag met die manne en dis daar vrouens wil praat, dat daar's meer in die lewe. Dis so in jou loopbaan is verby. En ek weet, rappie was vir my baie goed, as iemand 'n kind wat baie arm groot geword het. Rappie het vir my baie deure oopgemaak, my talent wat God my gegee het. Die probleem was net, ek het nie God verheerlik met my talent nie, en dit het gemaak. Ek gedink het, dit gaan oor my. Ek was my gaaf. Sal ek sê my grootste fan? Want ek het gedink, I've got it. I've made it. I was born for this. En ja, en nou kan ek nie vandag sê, ek is 'n springbok, 'n gewese springbokkie, maar ek kan wel sê, ek speel nou in 'n wenspan, wat nooit verloor. Want my kaptein, of laat ek sê, my afrigter, my president, Jesus Christus, het klaar hierdie wedstryd oorwin teen die vyand op die kruis. Hy het hom uitgeklee in openbaar, hy het hom baas geraak. En daarom verklaar sy woord, is ek en jy meer as oorwinnaars.
Al voel jy dalk nou, soos die Japaneese gevoel het voor die wedstryd. Daar is geen kans dat jy het gemaak. Mense sê dit van jou, soos hulle het vir hulle gesê. Mag ek as 'n coach vandag kom en vir jou sê, moenie glo wat ander mense vir jou sê nie. Moenie dat ander mense beperkings op jou sit. So 'n week van nou af, speel die Bokke weer in Japan. 'n week na daai wedstryd wat ons verloor het, kon ek in die kleedkamer instap by die Vrystaatstadion. En God gee my 'n begeerte van my hart. Om in daai jong manne se kleedkamer in te stap, hulle treye uit te deel, hulle 'n woord van bemoediging te gee, wat voedsel vir jou siel is. Maar, jy nooi mos nie 'n evangelis om treye uit te deel. 'n evangelis wil weet, ken jy die Here? Het jy 'n verhouding met hom? Speel jy vir hom? Gebruik jy jou talente om hom te verheerlik? Of die mensdom? En ek wil vandag hierdie basiese oomblik in my lewe met jou deel. En ek vertrou jy geniet dit. Ek weet, daar is 'n boodskap in dit. Daarom wil ek jou vra, deel dit met mense. Subscribe op die kanaal as jy nog nie subscribe het. Dit help my om meer mense te bereik. En los 'n comment onder. Gaan kyk ook gerus in my link onder na my Engelse YouTube kanaal, Roaring to Victory. Groot versoeke gewees van mense wat graag ook boodskappe en programme in Engels wil hê. Ons het soveel van die ou tronkprogramme. Ons het intussen nog het ek Prison Ministry TV begin. Jy kan dan nou gaan kyk op ons website, die link sal onderin wees. En soos ek sê, deel dit met mense wat jy ken. Jy deel hierdie boodskap met iemand wat jy ken. Hy sien dit gaan, of sy sien dit gaan oor rappie. Daar's 'n dieper boodskap as net rappie daar. So, jy het dit in jou hande om 'n ander een te bereik, sonder onsself met hulle oor die Here Jesus te praat. Geniet dit. Baas raak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baas raak. Baas raak. Ek wou iets anders gedoen het met die tryoorhandiging. En ek was gister daar by Franco en ons het so 'n bietjie gechat oor wat die way forward gaan wees, want hulle tryoorhandiging bietjie verander en ek het op my hart gehad om net iets anders te doen. Maar ek gaan dit vir die semifinal en die final los. En tot vanmôre 7 het ek nie 'n cooking clue gehad hoe ons die tryoorhandiging gaan doen nie. En toe was ek by 'n so manne meeting 6:00 in die oggend naby House of Bread. En ek ken vir Freek nou al lank, ek ken hom al jare. En ek het nie geweet hy's in Bloem nie. En ewe skielik toe staan 'n ou praat en hy begin met Freek praat en ek het nie vir Freek eers gesien toe ek ingekom het nie. En dadelik sê die Here dit op my hart net om vir Freek te nooi. En hy is hierso, hy's op pad welkom toe vir Mighty Men. En hy ry eers, ek gaan nie gaan hy deur hy welkom toe. So die Here het hierdie ding mooi uitgewerk dat Freek nou van George af in Bloemfontein is. Hy was laasweek hier gewees en hy's nou weer hier. So dis my voorreg. Boys, Freek werk in die tronke onder mense, mense wat in die tronk is. En hy bedien hulle met die woord en ek is op sy WhatsApp groep, boys, en ek dink nie julle sal verstaan wat 'n amazing goed hy in die tronke doen nie. Ouens wat hulle lewens omdraai en terugdraai na Jesus toe. Groot kriminele, ouens wat erge goed in die lewe gedoen het en wat deur terrible goed is hy mee besig om 'n pad mee te stap en hy's besig om die gospel vir daai ons in die tronke te bring. So Freek het self op sy tyd rugby gejol vir die Leeu's, 'n man wat hy sal dit self nou nie sê nie, maar in sy jare was Dr. Dani Kruiven, julle moes al van hom gehoor het hom geoogmerk as 'n springbok voor hy op 20-jarige ouderdom. En dis deel van sy testimony, hoe dinge skeef geloop het. En ek weet nie of hy ietsie daaroor gaan deel nie, maar boys, hy het 'n amazing testimony en hoe die Here hom nou tans gebruik. So Freek, baie dankie en baie welkom. Okay. Ons luister graag hoor. Goeiemôre manne. Baie dankie. Dis 'n voorreg om volgende keer weer te kom praat. Ek sien dit as 'n awesome voorreg. Ek het nooit gedink ek sal weer terugkom in 'n kleedkamer nie. Verseker nie 121 kleedkamer in my lewe nie. Maar weet jy wat, die Here vat ou terug, né? Hy vat jou terug partykeer waar 'n groot deel van my lewe, onthou 121 veral was my beste rappie jare. Ek het Kruiwenweek gespeel vir die Leeu's,
Daai tyd was 'n Transvaal, was 'n monument gewees en onder 21, my eerste jaar het ek, of daai tyd was nog onder 20, het ek vir Oos-Transvaal gespeel, by die weermag waar ek was. En my tweede jaar in die weermag toe speel ek vir die Leeu's. En geoogmerk soos MEC sê, gereid om in 95 in die World Cup te speel. Ons moes eintlik by my oorgevat het. Maar keuses wat ek in my lewe gemaak het gemaak dat dit nie gebeur het. En ek het vir baie lank vir my lewe gesukkel om myself te vergewe, want dis alright ander mense vir jou sê die talent, jy kan 'n springbok word, maar as jy dit self weet, as jy weet jy het die talent, jy weet jy het alles om 'n springbok te word, en jy word nie, dan is 'n ou vir jouself naar. En die enigste ou vir wie jy kan kwaad wees is jouself. En ek en my vrou en ons 4 kinders, ons vir die afgelope 8 weke, so 2 weke terug het ons teruggekom in die Kaap, ons woon in Grootbrakrivier, aan naby Mosselbaai, en ek het nou maar net vanoggend vir julle hierdie hoedjie opgesit. Maar glo vir my, as my program op TV kom, gaan die ouens my roer, want ek kan nie in die Kaap bly en die cheetah support, dit gaan 'n lelike saak wees. Veral daar waar ek is en waar ek bedien in die tronk, hulle is om my uithaal. Maar net om vir jou volgende te wys dat is vir my so groot voorreg toe ME my vra om hier te wees. En soos hy sê, jy weet, ek is bevoorreg om in die land se tronke te werk, en ek was nou die dag by 'n gevangenis daar in die Kaap, waar 'n ouetjie sit wat vir WP onder 20 gespeel het op 'n stadion. Hy kry 'n week gespeel, en hy sê van die gevangenisse, hy sit daar, hy's waiting trial, hy's nog nie gevonnis nie, verhoorafwagtend, hy het 'n misdryf gepleeg, hy sit daar in sy WP sweeppak. En ek het 'n bietjie met hom gaan praat aan die tyd, want ek is nog steeds, hou baie van rappie, en ek wil nie regtig praat oor verlede week se game nie. Dit was 'n groot skok vir ons almal. Maar toe ek na die tyd met daai ouetjie gaan praat en hom vra, hoor jy, wanneer het jy vir WP gespeel? Sê hy, nee, ek het Kruiwenweek gespeel en ek was in die onder 20 span, en toe het hy oor die lyn getrap en hy het 'n misdryf gepleeg en hy's nou in die tronk met sy sweeppak. En ongelukkig is dit nou iemand wat nie gaan sterk eindig nie. Dit help nie, jy word gekies vir die cheetahs, maar as jy die cheetahs los en jy gaan weg, dan los jy nie 'n legacy na nie. Jy los nie 'n erfenis na nie. So my motto, of dit wat ek vanoggend vir jou wil kom gee met hierdie treie uithandiging is, dit maak nie saak hoe jy begin nie, wat saak maak hoe gaan jy eindig. Boys, julle gaan saam my stem. Die ouens wat die grootste geskok was, laasweek na die game teen die Japaneese, was die Springbokke self. Kom ons wees nou eerlik, daai ouens het nie geweet wat of mekaar te sê in die kleedkamer na die game. En wie julle gaan saam my stem, dis die mistigste plek om te wees is in die kleedkamer van 'n verloorspan, hè? Dis om 'n slegte ding as die eindfluitjie blaas en die scorebord sê jy verloor. Vir alles almal verwag het jy gaan wen. Vir alles die underdog kom in jou stamp. So, ja, die Bokke het nie goed begin nie. Maar as Heineke en daai span terugkom met die wêreldbeker, gaan niemand worry hoe hulle begin het nie. Almal gaan sê hulle het sterk geëindig. En almal gaan bly wees. Stem julle saam met my? Nou, dit is lekker. Ek weet in 2007 toe die eindfluitjie blaas teen Engeland in die wêreldbeker, toe baljaar ons, die oorwinning is soet. Ek weet, selfs daai bitter bier is soet na 'n game as jy gewen het. Dis 'n lekker plek om te wees in die kleedkamer van 'n wenspan. Want in die kleedkamer van 'n verloorspan is waar ons blameer. Almal blameer die ref, almal blameer die skeidsafrigters, almal blameer. Dis 'n plek van, dis 'n mislike plek, dis nie 'n lekker plek. En ek verstaan julle het môre 'n groot game. Môre is seker nie seker nie, dis die grootste game van die jaar. Dit bepaal of julle hou nie sy nie gaan hê. So, die werk wat jy ingesit het hierdie jaar, dit wat jy hierdie jaar ingesit het, gaan môre wys. Maar môre gaan karakter wys. En môre as daai eindfluitjie blaas en julle wen, gaan dit vir julle 'n groot oorwinning wees. Dit gaan vir julle tot groot voordeel wees. Maar as daai eindfluitjie blaas en julle het verloor, gaan dit 'n mislike smaak in jou mond wees. So, ek is die ou wat vir die ouens in die tronke sê, die ouens wat die talent gehad het soos ek en jy, wat miskien nie altyd die geleenthede gehad het soos ek en jy om groot te gaan in rugby, of wat ook al daar is in jou lewe, wat jy talent gekry het by God. Maar hierdie ouens het nog steeds 'n begeerte om sterk te eindig. En my boodskap aan hulle altyd is,
Dit maak nie saak jy begin nie, wat saak maak as jy eindig. Jy kan nog sterk eindig. Ek hoor 'n storie van 'n ou wat onder 'n brug gebly het. Sy ouers het hom weggegooi toe hy kind was. En hy was 'n straatkind en hy het onder 'n brug geslaap. En een dag toe loop 'n oom verby hom en sien hom en sê vir hom, dis nie regtig wie jy is nie. Dis net tydelik. En hierdie ou hoor wat daai oom vir hom sê. 'n laaitie hoor hierdie oom vir hom sê, wat vir hom sê, jy is nie regtig wat jy nou in jou lewe ervaar nie. Dis net tydelik. En hy gaan en hy kom onder daai brug uit en hy skryf 'n topverkope New York bestseller boek oor sy storie. Want elke een van ons in hierdie kleedkamer vanmôre het 'n storie om te vertel. Stem julle saam met my? Die vraag is net, hoe gaan jou storie eindig? En boys, rappie is 'n punt van jou storie. Dis 'n klein gedeeltetjie van jou lewensverhaal. Rappie is so, dan is dit weg. Dit het my 31 jaar gevat om uit te vind, wat is 'n ware man? Wat is 'n ware Madotta? Hulle sê in die tronke, jy gwala met 'n bewys in die nommer. Jy pagamisa met die ouens, jy's daai ou, jy's 'n Madotta. Sien party van die ouens weet waarvan ek praat. Ek wil lag, hy met saam met van die Kaap afkom. Jy's nou 'n Madotta. Dit het my 31 jaar gevat om uit te vind, wat is 'n Madotta? En ek het nou 'n CD saamgebring, wat ek vir julle saam met elke trui wil gee, is ongelukkig net op CD. Maar luister nou na, en bless ouens daarmee. Jy is welkom om kopies te maak. Van 'n boodskap wat ek nou die dag gebring het, ek het nou nie genoeg tyd nie, in 'n tronk in die Kaap, oor sterk eindig. En as jou eindvletjie gaan blaas van jou lewe. Want dis my vraag aan jou vandag, voordat jou trui uithandig. Het jy al ooit daaraan gedink, dat die eindvletjie van jou lewe gaan blaas? Wat gaan die scorebord dan sê? Het jy gewen of het jy verloor? Het jy sterk geëindig? En soos ek sê weer, rappie is 'n klein gedeeltetjie van jou lewensreis. Rappie is 'n tyd wat jy gekry het, 'n tyd van genade, 'n tyd wat jy het om 'n verskil te maak, want ons jong mannetjies op skool roep uit, en ek so bly ons kan hierdie opneem en uitsaai op ons program op Kruis kyk, want ons kan vir die jong manne daar buite wys, hier is provinsiale jong spelers, wat sê, ek kan nie meer rappie speel sonder Jesus Christus. Dis Jesus Christus wat my die talent gegee het. Ek speel om hom te verheerlik. Ek is op hierdie aarde om hom te verheerlik. Het my 31 jaar gevat om uit te vind, wat is 'n ware man? Boys, 'n ware man is nie die ou wat die hardste syp na die game, of wat die hardste kan skram, of die hardste kan tackle, of die meeste goals in die bed kan kry. Dis nie 'n ware man nie. Dis nie 'n regte Madotta nie. Die dag as jy groot word, die dag wanneer jy groot word, die dag wanneer jy kan verantwoordelikheid vat in jou lewe. Die dag wat jy 'n dapper leier word, dan wat jy vir ouens sê, volg my soos ek vir Christus volg. En julle is rolmodelle vir jong manne. Jong oukies kyk op na julle. Ek het in die week 'n ding van Tiger Woods gekyk, of verlede naweek op die TV. Die sportman, die rolmodel wat daai ou was. Hoeveel sponsors het hy verloor nadat hy geval het? Tiger het nie sterk geëindig nie. Al het hy al die talent, al was hy die beste golfer wat nog ooit op die aarde geloop het. Daai ou het gestruikel. En dis my, voor ons jou trui vir jou gee vandag, wil ek jou net laat met hierdie vraag, en ek wil jou geleentheid gee. Ek moes dit in aand in my lewe hard uitvind, nadat ek rappie opgehou speel het, nadat ek uit die polisie uit is, maar boys, toe gaan ek in die onderwêreld in, toe raak ek betrokke in misdaad, toe is ek 'n gangster in Suid-Afrika, ek het nagklubs besit. Mense het my gevrees, maar ek kan vandag vir jou kom sê, as my eindvletjie vandag blaas, boys, gaan die scorebord sê ek wen. Met alles wat ek in my lewe, met al die kokain wat ek gesnyf het, met alles wat ek in my lewe gedoen het. Ek sê nou vir julle, as my eindvletjie vandag blaas, wen ek. Ek het oortuiging in my hart, ek gaan wen. Die scorebord gaan sê, jy gaan in die wenkleedkamer wees vir ewig. Wie julle kom, mag ek dit sê, wat gee my die geloof, wat sê vir my, ek mag dit sê. My coach, Jesus Christus, my kaptein, het klaar die game vir my gewen. Hy het klaar die oorwinning vir my behaal, op Golgotha. Ek moet hom net vertrou.
en net vir hom lewe. So ek wil vir jou gou vra, net vir 'n oomblik, om net jou oë toe te maak. Net daar waar jy sit. Net jou oë toe te maak en net vir 'n oomblik saam met my te dink. Wie wil baie graag weet, as jou eindvletjie blaas van jou lewe, dat die scorebord gaan sê, jy het gewen? Is daar enige een van julle vanoggend hierso wat wil sê, ek wil seker wees, as my eindvletjie van my lewe blaas, dat ek gaan sterk eindig. Dat die scorebord gaan sê, ek het gewen in hierdie lewe. Ek het my reis, my wedloop sterk klaargemaak. As jy sit vandag, en jy hoor my stem, en jy hoor die Here se stem, die woord sê, moenie jou hart langer verhard nie. As jy die Here se stem hoor vanoggend, en jy weet, jy wil sekerheid in jou hart hê, dat as jou eindvletjie blaas, gaan jy in 'n wenkleedkamer vir ewigheid sit, jy gaan vir ewig in die hemel wees. Jy wil nie in daai mislike plek, en glo vir my, ek glo die hel is die gelowigste plek in die heelal. Ouens, as jy daar beland, dan glo jy. As daar enige ou is hier vanmôre, wat sê, "Jesus onvreek, bid saam met my. Ek wil seker maak, as my eindvletjie van my lewe blaas, dat ek het gewen." Want jy is op hierdie aarde om een besluit te maak. Waar gaan jy die res van jou lewe, die ewigheid spandeer, as jou eindvletjie geblaas het van jou lewe? Jy moet daai keuse maak, dis jou keuse. As daar enige iemand vanmôre, enige een van julle manne wat sê, "Jesus onvreek, steek net jou hand en sê, onvreek bid saam met my, ek wil seker maak." Yes, dankie boys. Hy manne wat julle hande opgesteek het, ek gaan nie vra dat jy opstaan nie, is net daar waar jy sit. Wil jy nie gou saam met hierdie gebed bid nie? Bid net daar waar jy sê, "Here, dankie dat U vir my lief is. Dankie dat U my so lief gehad het, dat U aan 'n kruis vir my gaan sterf het. En 'n kruis vir my gaan hang het. Dankie dat U aan 'n kruis gaan hang het, en dat U sterk geëindig het, toe U uitgeroep het, dit is volbring, it is finished. Het U dit vir my gedoen. En Here, ek wil vandag my lewe vir U kom gee. Ek wil al my issues vir U kom gee, Here. Ek wil vra, Here, dat U my 'n sterk einde gee. Dat U my geloof en sekerheid in my hart gee, dat as my eindvletjie gaan blaas in my lewe, dat ek sal sterk eindig, dat ek gaan wen. Dat die scorebord gaan sê ek wen. Daarom vra ek U, Here Jesus, vergewe my sondes. Was my skoon in die bloed. Reinig my, Here. Ek wil vandag myself vergewe, vir wat ek aan myself gedoen het. En ek wil ook mense vergewe wat my seer gemaak het, en hulle vryspreek. Ek wil vry wees, Here. Here Jesus, kom woon in my hart. Ek kies vandag om U in my lewe in te nooi, en U te kom vra, wees die koning van my hart, die koning van my lewe. Sê, Here Jesus, ek neem U vandag aan, as my Here en my verlosser. Kom heers in my, Here, ek wil groot gaan saam met U, ek wil saam met U heers. Ek wil sterk eindig saam met U. Dankie dat U vir my 'n sterk einde gaan gee. Ook in my rappie loopbaan. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek nou U seun is. Dat ek nou U kind is, en dat U in my hart woon, en dat ek U nou my Vader kan noem. Baie dankie, Here. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Ek vertrou jy het dit geniet soos ek, om dit maar net weer te kyk en te sê, Vader, baie dankie dat U my getrou geag het en in hierdie bediening gestel het. Ek wat vroeër, soos Paulus sê, morsig was, maar U het my gered, om 'n voorbeeld vir ander te wees, soos daai dag in daai kleedkamer met daai jong manne, sodat hulle in die kleedkamer die Here Jesus kon aanneem as hulle Here en Verlosser. Op 'n stadium sit ek, dit was 'n hele paar maande daarna, ek kan dalk hier se jare opgewees het, die Desember vakansie, sit ek hier in Mosselbaai in die punt, en 'n jong man kom met 'n meisie aangestap na my toe, en hy sê, hallo coach, hallo oom Freek, hy sê, onthou oom my, ek sê nee, hy sê, man oom, ek was daai dag in die kleedkamer, daar by die Vrystaatstadion. Toe oom met ons kon praat, en trek ek om my neer. Ek wil net my meisie en oom kom voorstel, net vir ons sê baie dankie. En nou wil ek vir my supporters, my ondersteuners, wat my help om op die veld te bly en hierdie game te speel. As my hartsbegeerte,
as my eindvletjie blaas, en hy het amper 'n paar dae teruggeblaas oor kanker gehad. As my eindvletjie blaas, dat die skoolbord gaan sê ek het gewen. En die mense wat, ek noem hulle die ruggraat, die backbone is van my bediening, van my roeping. Die mense wat my hande omhoog hou. Die mense wat sê, Freka, ons moet jou help om in die tronk uit te kom. Ons moet jou help om in die stadium, in die kleedkamer uit te kom. Dat jy nie hoef nie geld te vra vir hulle nie, 'n besighede by skole. Freka, die woord sê, niemand sal hoor as iemand hulle nie stuur nie. En ek wil vir julle wat so getrou saai, dankie sê. Dankie sê vir julle wat my al vir soveel jare ondersteun en in my roeping glo. Ek wil vir Vader vandag vra om julle te seën in die naam van die Here Jesus. Dankie dat jy gekyk het. Dankie dat jy vir my bid. En dankie dat jy bereid ook is om my te help. Baie dankie. En onthou, God se genade is genoeg vir jou om jou omstandighede, jou uitdagings, jou terugslag, jou probleme, die Goliats in jou lewe, die top dogs, die wat met jou spot en sê jy het nie 'n kans nie, om 'n baas te raak in die naam van die Here Jesus. Mooi bly.